Kom ons word stil voor die Here. Die leeu het gebrul, wie sal nie vrees nie? Die Here, Here het gespreek, wie sal nie profeteer nie? Gemeente, genade, barmhartigheid en vrede van God ons Vader, van Jesus Christus ons Here, deur die krag van die Heilige Gees. Amen. Geliefdes, kom ons loof die Here. Jy sien, ons is besig met die adventsliedere, die kersliedere, en ons sing hierdie pragtige adventslied 141 vandag, om mee 'n lofsang aan die Here te bring. God is liefde, juig ons harte, en bedink wat liefde doen, dat hy ons sy seun gestuur het, om ons sonde te versoen. Kom ons sing ook vers 2 en 3, kom ons staan en loof die Here. Liefde juig ons harte en bedink wat liefde doen, dat hy ons sy seun gestuur het om ons sonde te versoen. Hy wat eerste lief gehad het, en te liefde nou kan ons uit God gebore, uit die bron van liefde leef. Deur sy Gees die wondergawe, laat hy vele liefde sprei, en die liefde wat volmaak is, dryf die vrees en selfsugheid. Ek vra dat jy aanblaai na Gesang 145. Ons sing die laaste versie, vers 7, as skuldbelydenislied na die samevatting van die wet, 145 vers 7. Is dit reg? En dan 155 na die geloofsbelijdenis. Ons blaai dan 10 liede verder en sing ons daar ook by 155 die laaste versie, vers 5, en sing ons na die geloofsbelijdenis hierdie woorde. In Lukas 10 vers 25 lees ons, daar het 'n sekere wetgeleerde opgestaan, wat hom versoek het deur te sê, meester, wat moet ek doen om die ewige lewe te beerwe? En hy antwoord hom, wat is in die wet geskrywe? Hoe lees jy? En hy antwoord en sê, jy moet die Here jou God lief hê, uit jou hele hart, en uit jou hele siel, en uit jou hele krag, en uit jou hele verstand, en jou naaste soos jouself. Toe sê hy vir hom, jy het reg geantwoord, doen dit, en jy sal lewe. Geliefdes, toets ons harte aan hierdie tipe liefde, ons hele hart, hele siel, al ons kragte en so meer, sê vir ons liefde skiet bietjie te kort. En hierdie week weer het ons geval, waar ons liefdeloos opgetree het, of waar ons blaatant gesondig het, waar ons nie meer verloor het, waar ons in ons gedagtes liefdeloos of selfsugtig was. Kom ons bely dit. Ons sing Gesang 145 vers 7. Ons loof U dan Immanuel,
Geliefdes, die Here vermaan ons in sy woord. Dit is so maklik 'n goeie voetjie probeer voorsit en dink, joh, daar is dan mense wat baie erger sondig as ek, my sonde is regtig nie so erg nie, en dan sê die Here vir ons in 1 Johannes 1 vers 8, as ons sê dat ons geen sonde het nie, mislei ons onsself, en die waarheid is nie in ons nie. Vers 10, as ons sê dat ons nie gesondig het nie, dan maak ons hom tot 'n leienaar, en is sy woord nie in ons nie. So wat hierdie gedeelte vir ons sê, ons moet fyn kyk. So maklik dat ons dink, ag, dis nou nie so erg nie. Vir die Here is dit erg. Elke keer as ons sy eer aantas, vir hom is dit erg. En dit moet ons bely. En dan die troos, as ons dit doen, soos nou weer met hierdie lied, vers 9, as ons sondes bely, hy is getrou en regverdig om ons die sondes te vergewe en ons van alle ongeregtigheid te reinig. Die Bybel stel dit so mooi, so aangrypend. Selfs jou gewete reinig hy van sonde. Hy was jou skoon, sodat jy in hierdie week kan ingaan as 'n begenadigde mens. 'n Mens wat sy of haar kop kan optel en die wêreld in die oë kan kyk en kan sê, ek is 'n begenadigde van die Here, ek is vergewe, my verhouding met God is reg, en daarom wil ek my liefde vir hom uitleef, voluit leef vir die Here in hierdie week. Mag die Here deur sy Heilige Gees ons daartoe help. Kom ons bely dit wat ons glo, elkeen spreek in sy en haar hart soos volg. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van hemel en aarde, en in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore uit die maagd Maria, wat gelei het, onder Pontius Pilatus gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en ter helle neergedaal het, wat op die 3de dag weer opgestaan het uit die dode, opgevaar het na die hemel, en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, vanwaar hy sal kom om te oordeel die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige, algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die wederopstanding van die vlees en 'n ewige lewe. Gesang 55 vers 5. 155 vers 5. O Vader, maak ons deur die Gees ook getrou. Laat ons die gebod van die liefde onthou en hou ons gehoorsaam aan U steeds verbind, gewy aan die diens soos die Bethlehemskind. Geliefdes, die Here praat vandag met ons uit sy woord uit Jesaja hoofstuk 5 en ons lees van vers 8 tot vers 30. Nou ek het hierdie gedeelte gelees, begin van die week, sê my vrou, nee, lees dit sommer hardop, dat ek ook kan hoor, toe ek nou begin van die week stilte tyd hou, en nou lees ek hierdie stukkie in die Bybel, en nou wag ek vir die positiewe deel om te kom. En ek lees, ek is later by vers 11, maar daar breek nog nie 'n liggie deur nie, ek is later by vers 17, ek kom by vers 30, en ek denk, ek kan nie hierdie stuk preek Sondag nie, hier's net niks positief wat deurbreek in hierdie stuk in die Bybel nie. Dis Kerstyd, die liggies brand, almal is vrolik en bly en opgewonde, nou fees. Nou moet ek Jesaja 5
vers 8 tot vers 30 nou lees in die kerk vandag. Maar weet jy, daar is 'n rede. Daar is 'n rede hoekom ons vandag hierdie gedeelte moet lees. Ons is lief vir die mooi stukkies, ons lees oor die oordeelgedeeltes van die Bybel soos hierdie. Ons lees, die Here is my herder en die Here is lief vir my. Maar wanneer die Here praat, ernstig praat met jou en met my, dan wil ons dit nie altyd hoor nie. Maar nou moet ons ook in ag neem, dit is die uitspraak van die Here wat vloei uit vers 1 tot 7, die pragtige wingerdlied. Nou as u nie verlede week se boodskap gehoor het nie, lees dit asseblief vanmiddag by die huis, dat u verstaan waar dit vandaan kom. Want dit skets die hele prentjie, dat jy verstaan hoekom die Here die volgende sê. Want ons hoor in vers 2, ons kry die prentjie in die kop van hier is die boer wat nou 'n wingerd aanplant en hy doen ontsaglik moeite en hy doen dit met 'n glimlag op sy gesig want hy doen dit met liefde. Hy haal al die klippe uit, hy plant hierdie plantjies, hy lei hulle op, hy snoei hulle perfek, hy maak 'n muur om hierdie boord, hy bou 'n toring waarin al die gereedskap is en waar hy nou sit en kyk as daar enige ongedierte of iemand kom wat die wingerd wil skade doen, dat hy weggedryf kan word. Dis sy liefde en sy hart wat hy uitstort in hierdie wingerd, en dit beskryf die Here se verhouding met sy volk. Kyk hoe mooi begin dit vers 1, laat my tog sing van my beminde. 'n Lied oor my beminde, van my beminde oor sy wingerd. Sien hierdie idilliese, pragtige, mooi prentjie, maar o wee, dis nie waar dit eindig nie. En dis nou wat ons hoor, want kyk nou vers 2, hy sê, aan die einde van vers 2, hy het verwag dat dit druiwe sou dra, maar dit het wilde druiwe voortgebring. Hy het van sy volk verwag om te lyk en te leef soos sy kinders. En wat het hy gekry? En dis wat ons nou vandag gaan lees. Die tema van ons prediking is 6 trosse wilde druiwe wat Christus deur sy menswording kom afsnoei. 6 trosse wilde druiwe wat Christus deur sy menswording kom afsnoei. Nou kyk nou mooi, elkeen begin met die woord wee hulle. En dan sê die Here, wat is die vrotvrugte? Want hierdie wilde druiwe, as jy gaan kyk na die Hebreëus, beteken dit sommer bitterbessies of vrotbessies. Wat 'n ontnugtering. Hy wat kwaliteit wyndruiwe waarmee jy wyn kan maak verwag, kry bitterbessies en dit is sy volk se lewe. En dan hierdie 6 goed. Ons gaan nou na elkeen van hulle uitpak en mooi kyk na elkeen van hulle. En weet jy wat is hierdie? Hierdie is 'n voorraad opname wat die Here vir jou en vir my gee om te sê, hier is 'n lysie. Die Here stort sy genade uit in jou lewe. En hoe lyk jou dankie? Want hierdie 6 goed keer genade in jou en my lewe. Daarom moet ons dit ken, moet ons dit weet, moet ons dit beveg. En juist daarom het Jesus mens geword, soos ons met Kerstyd herdenk. Nou kom ons verlustig ons in die woord van die Here. Ons lees Jesaja 5 van vers 8. En nadat ons saam gelees het, gaan ons saam bid. Wee hulle wat huis aan huis trek, akker aan akker voeg, totdat daar geen plek meer is nie. Julle alleen grondeienaars in die land is. In my ore het die Here van die leerskare gespreek. Waarlik, baie huise sal 'n woesteny word, die groot is en mooi is, sonder inwoner. Want 10 morg wingerd sal een enkele bad oplewer. En 'n homersaad sal 'n eva opbring. Wee hulle wat vroeg in die môre klaar maak om sterk drank na te jaag, wat in die nag laat opbly terwyl die wyn hulle verhit. En daar is siter en harp, tamboerijn en fluit en wyn by hulle maaltyd. Maar op die dade van die Here gee hulle geen ag nie,
en die werk van sy hande sien hulle nie. Daarom gaan my volk in ballingskap, weens gebrek aan kennis, en hulle aansienlikes word hongerleiers, en hulle menigte versmag van dors. Daarom het die doderyk sy keel wyd oopgemaak, en sy mond uitgerek sonder maat, en daarin sink hulle adel, en hulle menigte, en hulle lydrigtigheid, en diegene onder hulle wat uitgelate is. En daar word die mens gebuig, en die man verneder, en die oë van die hoogmoedige mens word verneder. Maar hoog sal die Here van die leerskare wees deur strafgerig, en die heilige God sal hom as die heilige laat ken deur geregtigheid. En daar sal lammers wy soos op hulle eie weiveld, en rondtrekkers sal die pynhope van die ryk mense laat afeet. Wee hulle wat die ongeregtigheid nader trek met koorde van goddeloosheid en die sonde soos met waatoue, wat sê, laat hy gou maak, laat hy sy werk verhaas, dat ons dit kan sien, laat die raad van die heilige van Israel naby wees, en kom, laat ons dit kan ken. Wee hulle wat sleg goed noem, en goed sleg, wat die duisternis lig maak, en die lig duisternis, wat bitter soet maak, en soet bitter. Wee hulle wat in eie oë wys, en na eie oordeel verstandig is. Wee hulle wat helde is om wyn te drink, en wakker manne om sterk drank te meng, wat vir 'n omkoopgeskenk die skuldige regverdige verklaar, en die reg van die regverdige hom ontneem. Daarom soos die vuur tongstoppels verteer, en droë gras in die vlam in mekaar sak, so sal hulle wortel soos poeier word, en hulle uitspruitsel soos stof opstuiwe, omdat hulle die wet van die Here van die leerskare vertrap het, en die woord van die heilige van Israel verag het. Daarom het die toorn van die Here ontvlam teen sy volk, en het hy sy hand teen hulle uitgestrek, en hulle swaar getref, sodat berge gebeef het, en hulle lyke soos vuilnis op die strate was. Ondanks dit alles is sy toorn nie afgewend nie, maar is sy hand nog uitgestrek. En hy sal 'n banier ophef vir die nasies in die verte, en hy fluit vir die volk daar aan die einde van die aarde, en kyk gou, haastig kom hulle, geen vermoeide en geen struikelende is onder hulle nie, hulle sluimer of slaap nie, en die gord van hulle heupe word nie losgemaak nie, en die riem van hulle skoene breek nie, wie se pyle skerp is, en al hulle boë gespan, die pote van hulle perde is soos 'n klipsteen, en hulle wiele is soos 'n stormwind. Hulle gebrul is soos die van 'n leeuwin. Hulle brul soos jong leeu's, en maak gedreun, en gryp die prooi, en sleep weg, sonder dat iemand red. En die dag sal het oor hulle dreun, soos die gedreun van die see. As iemand die aarde aanskou, kyk, daar is angsvolle duisternis, en die lig is verduister deur die wolke. Net tot sover ons skriflesing, mag die Here verheerlik word deur die verkondiging van sy woord. Kom ons bid saam. Wonderlike Vader, ons sien hoe die laaste korrels van die uurglas van die jaar 2025 deurval, en ons kyk terug, Here, op 'n moeilike jaar, 'n jaar wat vol uitdagings was, 'n jaar, ja Here, ons moet dit sê, van groot genade in ons lewens. 'n Jaar vol dieptepunte waar ons
hartseer was en gerou het en soms nie geweet het watter kant toe of hoe vorentoe nie. En die hand was daar, het ons gelei, het ons gebring tot hier vandag. Ons kan ook nie anders as om met dankbaarheid te kyk. Die hand van seën, die arms van liefde wat dra, die woorde van bemoediging langs die pad, die hoop wat U in ons harte uitgestort het, die liefde wat U in ons harte uitgestort het. Here, as ons met een woord moet saamvat, U genade oor ons is groot. Ons loof U in Jesus naam. Here Jesus, ons kyk terug ook oor 'n hartseer jaar waar ons geliefdes aan die dood afgestaan het. En ons rou daaroor, Here, plekke wat leeg is. Here, het ook nuwe lewe gegee, het ook kinders toegevoeg aan ons gemeente en ons is U dankbaar. Here Jesus, ons kyk met hoop vorentoe in hierdie week in die besonder waar ons U menswording herdenk, dat U bereid was om hierdie pad te loop. Ons word klein voor daardie genade, dat U bereid was om vir ons daardie pad te loop. En nou is ons gebed, Here Jesus, dat U ook hierdie woorde in ons harte skrywe wat ons gelees het, dat dit 'n realiteit in ons lewens sal wees, 'n waarskuwingslig, wanneer ons ligtelik wil lewe en U nie in ag neem in elke aspek van ons lewe, ons bestaan, ons werk, ons ontspanning, ons vakansie hou en ons planne vir die jaar 2026 nie. En ons gebed is dat U deur die woord en die Heilige Gees ons sal lei om vandag opnuut ons harte voor U oop te lê, dat U ons sal toerus, ons herlaai, ons batterye herlaai, sodat ons die jaar wat voor ons lê, met nuwe ywer, met 'n vaste vertroue op U, kan aanpak. Ons vra dit in Jesus naam. Amen. Ek wil graag met die deel in my soeke na die verklaring van hierdie teks, het ek afgekom op 'n kommentaar wat geskryf is deur Raymond Ortlund. En 'n boodskap wat hy bring oor Jesaja 5 begin hy in 2 Korintiërs 6 en ek deel dit graag met u. In 2 Korintiërs 6 praat Paulus met die gemeente in Korinte oor hulle woordverkondiging. Hy beskryf so pragtig in hoofstuk 5 hoe hulle die versoening van die Here bedien het. En dan sê hy in vers 6, hy sê, en as medewerkers vermaan ons julle ook dat julle die genade van God nie te vergeefs mag ontvang nie. En nou is die vraag, maar wat beteken dit? Genade is tog net iets wat gegee word. Hoe kan jy die genade te vergeefs ontvang? En dan is die verklaring van Ray Ortlund, dis wat Jesaja 5 beskryf. Dis 'n volk wat die Here in die lewe geroep het en sy hart uitgestort het oor hierdie volk, hierdie pragtige mense, sy wingerd, wat vir hom so kosbaar was. Hy het hulle met sy hand groot gemaak, versorg deur die woestyn, deur die verlossing uit Egipte land, die beloofde land wat hy aan hulle gegee het, 'n plek onder die son waar hulle kan leef in vryheid om God te dien. Hy het alles uit die weg geruim wat hulle groei sou keer. En hy vra die vraag hier, oordeel tussen my en my wingerd. Is daar nog iets wat ek sou kon doen? En dis 'n retoriese vraag, want die antwoord is duidelik nie. Daar is nie nog goed wat die Here sou kon doen, wat vir hierdie mense dit makliker sou kon maak om sy kinders te wees en om te aanbid. En dis wat hy verwag het. 'n lewe, 'n vrugbare lewe, 'n godvrugtige lewe. En wat kry hy? Suurdruiwe, bitterbessies, stinkbessies. Dis seker die beste vertaling van daardie woord in die Hebreëus.
En nou kyk ons terug op die jaar 2025 en ons sien iets van die Here se genadehand deur al die hoogtepunte, die dieptepunte, die hartseer tye, die tye waar dit baie goed gegaan het met ons, die tye wat ons nie eens agtergekom het hoe die Here met ons op pad loop nie. En nou is die vraag vandag, en wat is die vrugte wat die Here kry wanneer hy jou en my wingerdstop ondersoek? As iemand vir jou sou vra, nou hoe het jy in hierdie jaar nader aan die Here gegroei? Wat is die bewyse dat jy nader aan die Here gegroei het? Of hy vra vir jou as man, hoe het jy in hierdie jaar jou vrou gehelp om nader aan die Here te leef? Hoe het jy in hierdie jaar jou man gehelp om nader aan die Here te leef? Hoe het jy jou kinders gewys wat dit beteken om naby aan die Here te leef? Hoe het jy dit vir jou ouers makliker gemaak om as kinders van die Here te leef? En as dit ergens by ons iets van 'n skaamte ontlok, dan sê die Here, maar hier sê is goed, wat jy vandag moet aandag aan gee, want dit is tipe goed wat keer dat die Here se genade in jou lewe duidelik is. Nou ek het dit probeer saamvat met woorde wat begin met dieselfde letter, sodat ons dit kan memoriseer en kan onthou. Die eerste vers 8 tot 10 is gierigheid. Dit is die eerste tros, stinkdrywe, vrotdrywe. Tweede vers 11 tot 17, genotsig. Die derde van vers 18 tot vers 19, goddeloosheid. En dan die vierde G, vers 20, die goeie verdraai. Kom ons kyk gou, of dit kan onthou. Gierigheid, genotsig, goddeloosheid, goeie verdraai. Nou kom ons by die twee H's uit, vers 21, hoogmoed, en dan vers 22 tot 30, helde van onreg. Helde van onreg. Nou kom ons pak dit uit, kom ons kyk na elkeen van hierdie. In vers 8 hoor ons hierdie eerste vers wat ons gelees het, begin met 'n wee, waar die Here sê, wee hulle wat huis aan huis trek. En dit gaan oor gierigheid, dit gaan oor Israeliete wat net die grond ingepalm het van almal om hulle wat dalk swaar kry of dalk finansiëel in die moeilikheid is. En hulle het natuurlik die wette so gebewimpel dat dit wettig is en hulle alles ingepalm het. Hulle vergeet Deuteronomium 25 waar die Here sê, hy die land verdeel. Die land behoort aan hom. En hy het dit verdeel sodat die een geslag van die volgende geslag kan erf en dit 'n deel kan wees sodat daar nie diegene is wat ander verdruk nie, maar dis presies wat hulle doen. Nou hoe meet ek materialisme in my eie lewe? En die woord is jaloesie. Wat is daar waaroor jy jaloers is, as jy na ander mense kyk? Ja, maar daardie persoon het dit wat ek nie het nie, en ek wil dit hê. So gelukkige huwelik. Soveel besittings. Lekker werk. Of jaloesie as jy na mense kyk oor wat jy het en wat ander mense nie het nie. Hoekom? Hierdie siekte. Hierdie kanker. Ander mense sê dit nie, nou kom dit na my kant. Hierdie verlies. Hierdie geliefde van my wat weggeneem is. Hierdie moeilike werk. Hierdie uitdagings in my huwelik. Hierdie familie van my. Hierdie baas wat ek het. Goede wat ek het, wat ander nie het nie, waaroor ek ongelukkig is. En ek kyk na my lewe aan die einde van 2025 en ek vra, joh, my lewe voel bietjie leeg, voel nie baie vol nie. Ek is bietjie meer, as ek moet meet tussen gelukkig en ongelukkig, bietjie meer ongelukkig as wat ek gelukkig is. Ek skiet tekort. Hoekom seën die Here my nie so? Soos wat hy sommige ander mense seën nie. En dan kom vers 8 en vers 10 en die Here noem dit hier gierigheid. Jy is ingestel om te kry.
En ons almal doen dit. Jy is ingestel om te kry, en as jy nie kry wat jy wil hê, dan is jy vies en boos. Baie minder ingestel op gee. En dis wat die Here vra. Hy is die een wat gee, en ons het dit gesing, die wêreld so lief, dat hy sy enige gebore seun gegee het, sodat elkeen wat in hom glo nie verlore hoef te gaan nie, maar die ewige lewe kan hê. Hy het dit gegee. En vir ons is dit so moeilik om te gee. Ek het hard daarvoor gewerk, nou moet ek dit uitdeel. Maar wat sê die Bybel? My broeder, my suster, dit behoort eintlik aan die Here. Dit behoort eintlik nie aan jou nie. Dis syne wat jy vir hom bestuur. En wat maak jy daarmee? Hoe bestuur jy vir hom alles wat hy in jou toe vertrou? Beteken nie roekeloos daarmee werk, maar verantwoordelik, juis verantwoordelik daarmee werk. Nie net ingestel op die materiële nie, maar besef, alle materiële behoort eintlik aan die Here. Ek is sy bestuurder. Nou kom die Here Jesus en hy word 'n mens. Nie in die paleis in Jerusalem nie, maar 'n stal in Bethlehem, waar lammetjies gebore is en uit die krib waar hy diere vreet, daar word hy neergelê. Hy sê jakkals het gate, voëls het neste, maar die seun van die mens het nie 'n plek waar hy sy kop kan lê nie. Hy het geen eiendom besit op aarde nie, maar hy het alles gemaak, alles behoort aan hom. Maar hy het vir ons 'n perspektief kom gee op materiële dinge, want nou kyk ons so deur die selfoon en sê, daai wil ek graag hê, daai wil ek graag hê. En die wêreld sê vir ons, moenie, as jy net hierdie ding het, dan sal jy baie meer gelukkig hê. En as jy hierdie net koop, jong, as jy nou 2 koop, dan kry jy die spesiale pryse. Jy het dit nodig, dit gaan jou gelukkig maak. Die Here sê, dis nie met gierigheid, ingestel op die materiële. Dis wat die wêreld ons wil oortuig. En die werklike belangrike dinge skuif ons agtertoe. Om tyd te maak vir mense, moeite te doen met die Here, sy saak, die bestudering van sy woord, en ons liefde vir hom, wat ons vir hom moet gee. Here Jesus het mens geword om vir ons te kom wys. Hy het arm geword, sê Paulus in die Nuwe Testament, sodat ons ryk kan wees in hom. Ware rykdom lê nie in besittings nie, dit lê in die Here Jesus. Om hom te ken as jou verlosser, wat jou lief het, en vir wie jy liefde uitleef. Nommer 2, genotsig. Hy praat in vers 11 daarvan, en hy sê in vers 11, wie hulle wat vroeg in die môre klaar maak om sterk drank na te jaag, wat in die nag laat opbly terwyl die wyn hulle verhit. Daar is siter en harp, tamboerijn en fluit en wyn. Maar op die dade van die Here gee hulle geen ag nie. En die werk van sy hande sien hulle nie. Geleerde woord is hedonisme, die najaag van plesier. En dit is al waaroor die mense se lewe draai, wat 'n hedonis is. Ek werk om geld te kry sodat ek die naweek plesier kan hê. En dit daardie bietjie wat ek uit die wêreld kan kry, die lewe kan kry, dit is waar my lewe draai. En dan kom die Here en hy sê, wee hulle wat net daarop ingestel is, wat geen ag slaan op die werk van die Here nie, tydelike genot, maar die ewige werk van God bly agter. Mense wat hulle magies vul met die pret van dit wat jy kan eet en drink, maar hulle is geestelik honger. Jesus wat van homself praat as die lewende water, hy praat met 'n vrou by die put, Johannes 4, en hy sê vir haar, ek het vir jou water, wat ek vir jou kan gee, sodat jy nooit weer dors kan word nie. Want hierdie mense wat hier beskryf is dors, hulle drink al van vroeg af. Die Here Jesus sê, ek gee vir jou, sodat jy nooit weer kan dors kry nie. Sy sê, maar gee vir my, want dan hoef ek nie meer te kom water skep nie. En hy maak dit vir haar duidelik, dis ek, dis Jesus Christus, jou verlosser, jou saligmaker, jou Messias. Dit gaan oor 'n persoonlike liefdesverhouding met jou verlosser, dis wat jou dors les.
Hy stel homself voor in Johannes as die brood van die lewe. Die gevolg daarvan, van mense wat net hedoniste is in hierdie wêreld en dink dis waaroor dit gaan, sê hy, die aarde maak sy mond, die doderyk maak sy mond wyd oop, Sheol maak sy mond oop om hulle, die edeles en die hedoniste in te sluk. Wat was Jesus se woorde aan die kruis? Ek het dors. Hy het dit ervaar. Hy was bereid, hy wat van ewigheid in die Bybel sê hy vir ons in Johannes 4, God is gees, maar hy het 'n menslike liggaam kom aanneem, sodat hy kan voel wat dit is om dors te wees tot die dood toe. Wat dit beteken om 40 dae en 40 nagte sonder kos te wees, sodat die Bybel sê hy begin honger word, hy het dit geken, wat dit is om honger te word, ons is honger as ons een ete oorslaan. Sodat hy jou dors kan les wat werklik nodig is, nie 'n bord kos of 'n glasie water nie, maar hom as die lewende water wat jou dors vir ewig les. As jy in hom glo en hy vir jou belangrik is. Nommer 3, goddeloosheid. Vers 18 en vers 19 sien ons hoe die vuisies gebal word in die hemel, wanneer daar staan, wie hulle wat die ongeregtigheid nader trek met koorde van goddeloosheid. Met die sonde soos met waatoue. En dan vers 19, hierdie spot, hande in die sye. Maar laat God kom, vers 19, laat hy gou maak, laat hy sy werk verhaas, dat ons dit kan sien, laat die raad van die heilige van Israel naby wees, dat ons dit kan ken. 'n Uitdagende rebellie teen die Here. Hy sê dit is soos 'n swaar wa wat hierdie mense saamtrek. Nou iets daarvan sien ons, John Bunyan se Pelgrims se reis, Pilgrim's Progress, wanneer hierdie Christen swaar dra in hierdie pak van sonde. Maar wat ons hier sien, is geen ontzag vir die heilige van Israel nie. Die Here het vir hulle beloof, Jesaja 7 vers 14, hier is 'n teken, Immanuel teken, dat ek met julle 'n pad sal stap. Koning Hagas en die hele Israel sê nie, dankie, ons stel nie belang nie. Ons gaan hulp soek by die Egiptenaars, hulle gaan ons help in die oorlog. Hulle spot met die Here. Sy maak gou, sodat ons sy plan kan sien. Skrikwekkende woorde van Galasiërs 6, wat ons in ag moet neem, wanneer ons hierdie gedeelte lees, is dat die Here hier sê in Galasiërs 6, hy sê in vers 7, moenie dwaal nie. God laat hom nie bespot nie, want net wat die mens saai, dit sal hy ook maai. Hy wat in die vlees saai, sal hy die vlees verderf maai. Hy wat uit die gees saai, sal hy die gees die ewige lewe maai. Laat ons nie moeg word om goed te doen nie. God laat hom nie bespot nie. En ons kan vir onsself dink, joh, gelukkig is dit nie ek nie. Maar wat het jy hierdie jaar gesaai? Het jy liefde gesaai of ongeduld? Dis 'n probleem. Wat het jy gedoen? Dat die Here vir jou kan sê, mooi so goeie en getroue diensknegt, oor min was jy getrou, oor veel sal ek jou aanstel. Wat die Here in hierdie gedeelte sê, is dat Jesus mens geword het, om die juk van ons sonde op hom te neem. Hy het daai swaar las gevat, wat ons probeer nader trek, ons sonde las, en hy het aan die kruis dit op hom geneem. As ek my hom laat doop het, om te sê, ek vereenselwig my met hierdie sondaar mens, hierdie man, hierdie vrou, hierdie kind, hulle sonde neem ek op my. Vers 20, kom hy met die verdraai van die goeie, sê in vers 20, wee hulle wat sleg goed noem en goed sleg. Jy stap verby 'n winkel en jy sien, maar joe, hierdie pryse is alles omgedraai. Dit kan nie waar wees nie, want hierdie sê hulle, dis 'n regte ring, 4 karaat diamant, en hy kos R23.
En langsaan is daar 'n pak wasgoedpennetjies, R1500. Maak nie sin nie. En ons kyk na die wêreld, en die wêreld probeer jou oortuig. Man, hierdie ding, dis die moeite werd om te hê. Ons noem dit verdraagsaamheid. Jy mag nie sê daar is reg en verkeerd nie, jy moet verdraagsaam wees, so ons kan aangaan met die kwaad. En die Bybel sê, daar is reg en verkeerd. Mense wat bespot en sê, maar hoe kan julle hierdie boek wat 2000 jaar plus is, dink dis die norm van alles? Ons weet beter, wetenskap het bewys, of ek dink so. Daar is nie meer reg en verkeerd nie, net my opinie en jou opinie. As jy vir my verskil, is jou opinie verkeerd. In 'n wêreld waar mense jou probeer oortuig, daar is nie meer absolute norme nie, sê die Bybel. Die Here Jesus in sy woorde in Johannes 17:17, heilig hulle in u waarheid, u woord is waarheid. Daar is waarheid. En dit is ons norm. Ons leef in 'n tyd waar mense jou probeer oortuig. Dit wat vir God belangrik is nie belangrik nie. Maar dit gaan oor wat vir jou as mens jou behoefte aanspreek. Wat jy voel, dis wat mense sê. Wat jy voel reg is, dis die norm. Dit moet reg wees. As ek net voel, jy kyk skeef na my, dan kan ek jou aankla vir haatspraak of rasisme of wat ek dit ook al wil noem. Die gevoel van die mens is die norm, nie die absolute waarheid van God se woord nie. En dit hang van jou en my af hoe ons dit hanteer. Wat is jou absolute norm? Nommer 5, hoogmoed, vers 21. Wie hulle wat in eie oë wys en na eie oordeel verstandig is. Wat is die teendeel van dit? Teendeel van dit is nederigheid. Jy sien, ons wil onsself so maklik op die skouer klop en sê, wel, ek is 'n reguit mens. Jy is eintlik maar net hardkoppig. Want wat die Here vra in sy woord is nederigheid vir hom. Nederigheid is nie lamsakkigheid of beginselloosheid of ruggraatloosheid nie. Nederigheid is om te weet, wie is God en wie is ek? En hoe kan ek my lewe in lyn bring en verander voortdurend daagliks om in lyn te kom met sy wil? Dis wat die Here vra, maar wat hy kry by sy volk is hande in die heupe wat sê, wel, ons weet. Jy hoef ons nie te vertel nie, ons weet. Ons sal sê wat is reg en wat moet gebeur. En dit hang van my behoefte af. Mense wat dink hulle is wys, en ons almal ken sulke mense, en weet jy wat die ergste van alles is, baie keer ek self. Niemand kan my vertel nie. Maar daar kom 'n punt waar die Here sê, kom maar luister. Want daar is 'n alwyse wat tot jou spreek met groot liefde. Luister maar. Jesus word die wonderbaar raadsman genoem, Jesaja 9. Luister na hom. Nommer 6, helde, vers 22. Wie hulle wat helde is om wyn te drink en wakker manne by die sterk drank, om die sterk drank te meng, omkoop geskenk, die skuldige regverdig verklaar, die reg van die regverdige ontneem. Helde van korrupsie, helde van onreg. En die Here Jesus kom doen is dat hy sê, ek kom weer, en hierdie keer as regter. Daar is reg en daar is verkeerd. Hy het nie omkoop geld aangeneem nie. Die duiwel het probeer. Die duiwel het vir hom gesê in sy versoeking, val net neer en aanbid my en ek sal vir jou alles gee. Jy hoef nie deur die kruis te gaan nie, jy hoef nie al daai moeite te doen nie, ek sal vir jou gee, die hele wêreld. Wat doen die Here Jesus? Hoe antwoord hy hom? Wat gebruik hy om te antwoord? Mense sê, dis nie belangrik nie. Die Here Jesus gebruik dit wanneer die duiwel hom versoek om hom te antwoord. Daar is geskrywe. Dis belangrik dat ons die woord van die Here sal bestudeer en ons eie maak om die onreg in ons eie harte te beveg.
Die Here Jesus het aan 'n kruis kom sterf. Wanneer ons Jesaja 53 lees, dan klink dit nie soos 'n held nie. Terwille van ons is hy deurboor. Hy was iemand wat so geslaan is dat jy hom nie herken nie. Nie dink hy is iemand wat my held is nie. Maar die mense dink, hierdie ou is my held, hy kan enige onder die tafel indrink. Hy is my held. En dis wat hulle in Israel gesê het. En die Here sê, hulle vertrap die reg van die onskuldiges. Dis hoekom die samelewing in duie stort, die wees en die weduwees geen toevlug het nie. En die Here Jesus het gekom om te herstel 'n samelewing wat in duie stort, te kom wys wat is reg, en dat hy bereid is om tot aan die kruis te sterf, sodat God, wat elke sonde moet straf, eerder vir hom straf, as wat dit na my en jou kant toe moet kom. En die balans kom herstel. Broeder en suster, nou kom dit na jou en my kant toe. Wanneer jy en ek onsself toets aan dit wat die Here sê in hierdie gedeelte. Want ek en jy moet besef, dis hoekom ons Kersfees vier. Ons hoor Johannes 4 beskryf die Here, God is gees, maar hierdie ewige gees het 'n menslike liggaam kom aanvaar, en John Piper stel dit vir my aangrypend mooi, 2 handjies, wat uiteindelik mans hande word, wat deurboor kan word aan 'n kruis, sodat jy bevry kan word van jou sonde van gierigheid. Hy kry 'n gesig wat met liefdevolle oë kyk, en 'n hoof wat deurboor word met doringkroon, sodat ek en jy bevry kan word van ons goddeloosheid. Hy kry 'n baard dat hulle kan uitpluk, en hy van pyn in mekaar kan krimp, sodat ek en jy bevry kan word van ons genotsig. Hy kry voete, wat hier op aarde, op hierdie ou vuil aarde kom loop, die volle pad, tot dit op 'n kruis deurboor word, sodat ek en jy God se pad kan loop. Hy kry 'n liggaam, wat met 'n spies deurboor kan word, sodat daar water en bloed uit sy liggaam uitkom, sodat ek en jy hom kan dien met ons liggaam in die jaar 2026 arbeid kan doen vir hom. Die Here Jesus het mens geword, sodat ek en jy bevry kan word van hierdie 6 dinge wat in ons pad staan, sodat die genadewerk van God in ons lewens duidelik kan wees. Wat is daar wat die Here moet snoei? Wat is daar in jou gedagtelewe, in jou hart, in jou optrede, in jou hantering van mense, in jou hantering van jou werk, in jou hantering van dit wat in Suid-Afrika oor jou pad kom, wat in jou pad staan om die genade van die Here te ervaar, wanneer hy met liefde sy wingerd wil versorg. Ons is terug by Johannes hoofstuk 15, waar die Here sê, my Vader is die wynboer, en ek is die ware wynstok, en julle is in my ingeënt. Beteken 'n liefdesverhouding met Jesus. Hoe lyk jou liefdesverhouding met Jesus? Want hy kyk na die Israeliete, en hy sien bitter bessies, en hy sê, daar's geen vrug nie, geen liefde nie. As jy die jaar 2026 'n vrugbare, produktiewe jaar wil maak, is die vraag, hoe lyk jou verhouding met Jesus? Sonder hom kan jy niks doen nie. Maar soms snoei hy, soms breek hy af, soms is daar pyn en hartseer en verlies in jou lewe, sodat hy kan opbou, kan restoreer, jy bruikbaar kan wees in sy koninkryk. Hoeveel persentasie gewys van jou lewe is ingestel op jouself en jou eie behoeftes, en hoeveel op God se wil en diensbaarheid in sy koninkryk?
Kyk mooi wat sê die Here Jesus in Matteus 25. Hy vra nie, wat het jy gedink, hoe het jy gevoel, wat was jou mening daaroor nie? Wat hy sê is, ek was honger, jy het my water gegee. Jy het my kos gegee. Ek is dors, jy het my iets gegee om te drink. Ek was in die tronk, jy het my besoek. Jy het iets gedoen. Gaan in die heerlikheid van my Vader. Mag 2026 'n jaar wees vir jou en vir my, waar ons die Here van harte dien. Kom ons vra die Here om ons harte toe te rus daarvoor. Amen, laat ons saam bid. Here, ons lees Jesaja 5 en ons kry skaam, Here, want dit waaroor ons lag vir die Israeliete wat hulle verkeerd doen en hoe belaglik dit ook is dat U wat hulle so in liefde versorg het, stank vir dank gee. Here, kom ons agter, dit is baie van hierdie dinge leef maar in ons harte. Maar Here, ons is so ingestel net op onsself. Dit is min doen vir U. Maar ons weet ook, Here, hierdie doen moet kom uit 'n hart wat lief het. Want dit ook kan 'n lat word waarmee ons onsself slaan, as ons doen net om raak gesien te word, as ons vir iemand iets gee langs die pad en ons neem 'n selfie dat almal kan sien hoe barmhartig ons is. Here, vergewe ons hoogmoed, vergewe ons selfgeregtigheid, ons ingesteldheid op onsself en ons help ons om nie minder van onsself te dink, maar minder oor onsself te dink. Minder tyd te spandeer aan ons eie behoeftes en meer tyd te spandeer aan dit wat U behaag en U verheerlik. Help ons daarmee, ons vra dit in Jesus naam. Amen. U het geleentheid om die liefdesgawes te gee. 1:6:8 vers 1 en dan vers 5, aan die kruis sterf ons verlosser en oorwin die sonde dood. Hy is nou vir ewig koning, Jesus, redder uit ons nood. En dan die refrein, kom ons staan en loof die Here met hierdie woorde. Engele uit die hoogste hemel sing ter ere van 'n kind, van 'n nuwe tyd wat aanbreek, waarin almal vrede vind. Sing Hosanna, sing Hosanna, prys om Jesus, Seun van God. Aan die kruis sterf ons verlosser en oorwin die sonde dood. Hy is nou vir ewig koning, Jesus redder in ons nood. Sing Hosanna, sing Hosanna, prys om Jesus, Seun van God. Ek herinner u dat u net na die uitspreek van die seën 'n oomblik bly sit vir ons bidstonde. Ontvang die seën van die Here en gaan in sy vrede. Aan hom nou wat magtig is om julle verstruikeling te bewaar, en julle sonder gebrek in sy heerlikheid te stel met gejuig, aan die alleenwyse God ons verlosser, kom toe heerlikheid en majesteit, krag en mag, nou en tot aan alle ewigheid. Amen.